Is jy gereed? Julle, ons is by dag 4 van ons 31 Day Challenge en vandag het ek vir julle 'n uitdaging. Ons gaan hierdie tipe plakkaat maak, of althans 'n flyer, en ons gaan werk net op 'n kleur, shapes, en dan 2 elemente en 2 verskillende tipe fonts. So dis wat ons vandag gaan doen. Hier is my voorbeeld wat ek vir julle voorberei het, so kom ons begin. Okay, ek is nou in my Canva, ek gaan na my 31 Day Challenge folder, ek gaan sê create, en nou gaan ek gaan search flyer. Okay, en dan gaan ek sommer hierdie portrait A4 flyer vat. Okay, nou die heel eerste ding wat ek wil hê julle moet doen is, dink aan 'n kleur wat jy wil gebruik. Ons gaan verander die naam na dag 4. En ons begin deur shapes te add. So ons gaan hier by elements ingaan. Ons gaan afscroll na shapes. En ek wil hê jy kan letterlik enige shape kies, maar jy moet ten minste 4 shapes gebruik. So kom ek gaan sommer ingaan by basic shapes. Ek gaan begin met hierdie half maan, wat ek weet nie eens wat noem mense hierdie shape nie, wat noem hulle hom? Arch down, okay, of arch up, okay. So ek gaan begin met hom, ek gaan die eerste een in 'n hoek plaas. Ek gaan seker maak dat hy mooi in die hoek is. En ek gaan op my keyboard Ctrl D druk. Ek gaan hom weer mooi in die hoek sit. Ek gaan hom bietjie groter maak, weer op hom klik en Ctrl D druk. En ek gaan die proses 6 keer herhaal. So daar's 3, 4, 5, 6. Okay. Nou wat ek wil hê julle moet doen is, klik op die heel boonste een, ek gaan net hier collapse, en nou wil ek hê julle moet op position gaan druk. Nou, in plaas van waar ons gewoonlik in 'n range gaan werk, gaan ons gaan druk op layers. En nou sal julle sien, al die elemente wat julle neergesit het, gaan hier lê. Die heel eerste een is nou die heel laaste een wat jy opgesit het, en die heel onderste een is die heel eerste een wat jy opgesit het. So ons gaan op hierdie boonste enetjie klik, ons gaan inhou en hom onder toe trek. Ons gaan die kleur gaan verander, so ek gaan op kleur gaan druk. Ek gaan soek onder default colors, so ek wil hê as jy besluit op blou, byvoorbeeld net daai een ry se blou gebruik, as jy besluit op pers, net die een ry gebruik, en nie daar 'n kleur en daar 'n kleur en daar 'n kleur nie. So gebruik daai een ry se kleure wat daar is. Kom ons gaan sommer met pers, so my agtergrond gaan ek die heel donkerste een maak, en terwyl hy nou nog geselect is, gaan druk ek weer op position, en ek vat die heel boonste een, en ek gaan plaas hom net bo dit, ek gaan verander die kleur, en ek gaan verander hom. Position, heel boonste een, skuif hom af, kleur, goed, keer een. En ek gaan basies nou net die hele tyd hierdie proses herhaal. Nou dit lyk dalk vir jou soos 'n baie simpel voorbeeld en 'n baie simpel aktiwiteit om te doen. Maar hierdie funksie is 'n funksie wat vir jou ongelooflik baie tyd gaan spaar in die toekoms met enige design wat jy doen. Okay, so daar's my heel eerste vorm wat ek gebruik het. Nou gaan ek ingaan en ek gaan my volgende vorm gaan opsit. So ek gaan weer terug gaan na elements toe, en ek gaan nou op die volgende een besluit. Kom ons kyk wat se een wil ek volgende insit. En ek dink ek gaan sommer gaan met hierdie ouetjie. Ek gaan die volgende hoek gaan kies, en ek gaan nou weer die proses herhaal, Ctrl D om hom te duplicate, mooi in die hoek plaas en groter maak, Ctrl D, in die hoek plaas,
groter maak. Druk weer Ctrl D in die hoek plaas en groter maak. Hoeveel het ek nou? 1 2 3 4 5 en 6. En nou gaan ek presies dieselfde doen as nou net. Ek gaan druk op position, onder layers, gaan ek die heel boonste een vat, ek gaan hom onder toe skryf en dan gaan die kleur gaan verander. So ek gaan nou daai donker perskleur vat, position, boonste een afskuif, color, en ek gaan letterlik nou net die proses herhaal. Nou, jy kan meer shapes insit, daar is nie 'n limit op hoeveel shapes nie, maar jy moet ten minste 4 verskillende shapes insit. OK, en dan is daai een klaar die regte kleur. So nou gaan ek gaan vir my volgende shape. Ons gaan kyk bietjie onder die ander shapes wat is daar. So daar's arrows, daar's polygons, stars. Ek dink ek gaan bietjie gaan met 'n sterretjie tipe effek. En ek gaan sommer gaan met hierdie een. Ek gaan sit hom in my hoek. Selfde proses. Klik, Ctrl D in die hoek, maak hom groter. Ek weet seker hy's mooi in die hoek. Klik, Ctrl D, skuif hom mooi in die hoek, maak groter. OK, gaan weer terug gaan na position toe. Ek gaan hierdie enetjie afskuif en dan gaan sy kleur gaan verander. En soos julle kan sien, ek volg maar net dieselfde ritme die hele tyd totdat ek al my kleure ingesit het. OK, en nou is dit vir my laaste shape en ek dink ek gaan met 'n basic shape soos hierdie half sirkel en ek gaan hom rotate dat hy mooi daar in die hoek pas. OK. Nou gaan ek weer daai presiese selfde formule volg, klik, duplicate, in die hoek, vergroot. Klik, duplicate, in die hoek, vergroot. OK, so ek gaan klik op hom, position, ek vat hom onder toe, ek gaan verander sy kleur.
So daar het ek nou al my shapes ingesit. Maar hierdie een gaan nou 'n bietjie erg oor. So wat gaan ek nou doen? Ek gaan weer net op een klik en ek gaan na position. En nou gaan ek gaan en ek gaan al die donkerdes heel onder sit. So ek gaan op daai een klik. Ek gaan afskraal terwyl hy nog gehighlight is en ek gaan op hierdie een control druk en klik. Laat los vir control, scroll af, control in, klik op hom, scroll af, control in, klik op hom en nou kan ek gaan en almal agtertoe skuif. En nou kan julle sien die heel donkerste kleur lê nou almal daar. Ag, ekskuus, daar gaan ek per ongeluk uit. So nou kan jy gaan en jy kan dit regtig met almal gaan doen. Honestly, dis up to you hoe jy hierdie wil doen. Hierdie is net 'n fun manier om bietjie hierdie te oefen. So ek druk control in, ek klik op hom en ek drag hulle almal dat hulle onder gaan lê. Klik, druk control, klik, druk control, klik, druk control, klik en ek trek hulle dat hulle almal onder gaan lê. So klik, control, klik op die volgende een, control, klik op die volgende een, control, klik op die volgende een. Okay, dan gaan ek weer dieselfde doen, control en ek klik op hom. Jy kan ook control net inhou. Oepsie, doen nog enetjie afskuif. So nou het ek basies hierdie klomp skaduwees wat basies op my design lê. En nou gaan ek gaan onder elements, ek gaan nou net hier back druk en ek gaan die woord purple gaan search. Okay, ek gaan sê see all. Okay, nou omdat ek op my free weergawe is daar heel wat ek nie kan gebruik nie. So ek gaan soek vir ietsie wat ek wel kan gebruik. Kom ons sit hierdie ouetjie in. Ek gaan hom flip. So ek wil hê julle moet 2 elemente insit. So ek gaan nou sommer gaan met nog 'n kat, aangesien daar nie regtig veel ander opsies is op die free enetjie nie. Hierdie een is 'n kleiner tipe kat. Maar nou soos julle kan sien, is dit 2 verskillende style. Hierdie is 'n normale cartoonish kat en hierdie een is half 'n getekende kat. So nou wat ek wil hê jy moet doen is klik op die een waarvan jy die meeste hou. Kom ons sê ek kies hierdie een. En dan gaan jy druk op hierdie, dit lyk soos 'n paint roller style. En dan maak seker hy is op copy art style. En dan gaan klik jy net op die ander element. En tada! Nou is altyd presies dieselfde style. Kom ons maak hierdie een nog bietjie kleiner. Nou gaan ek ingaan met my teks. Ek gaan my heading insit en my heel eerste woord gaan wees purple of pers. Jy kan dit op enige manier skryf. Ek gaan hom boontoe trek en nou gaan ek 'n font styl gaan kies. Maar hier wil ek nou hê julle moet hierbo gaan search vir graffiti. Okay, so kies een van daai style. Ons maak hom lekker groot. Nou gaan ek ingaan en ek gaan op effects gaan druk. Ek gaan vir my outline gee. Ek gaan die outline heeltemal maak en ek gaan die outline wit maak. Okay. Nou doen ons presies dieselfde. Ons sê add heading en hierdie gaan wees purple cat. Weereens jy kan
dit in Afrikaans ook doen. Ek gaan net op daai double klik, dat hy hom kleiner maak. En nou gaan kies ons tweede graffiti styl. So ek gaan sommer nou gaan met daai een en ek gaan hierdie klein lettertjies maak. Presies dieselfde, ek gaan na Effects, Outline, Thickness 200 en dan gaan ek hom 'n wit agtergrond gee. Gaan hierdie bietjie groter maak en ek gaan hom daar gaan sit. Nou die volgende ding wat ek wil hê jy moet doen is klik op jou eerste element, dan hier waar staan edit bo op jou taskbar, gaan jy gaan klik, jy gaan heeltemal afscroll en jy gaan sê drop. Dan wil ek hê met julle op daai tuning gaan druk, ek is seker wat mens dit noem nie, en dan jou angle gaan sit jy op 'n spesifieke plek waar jy hom nou ook al wil hê, maar maak seker dat jou volgende een op presies dieselfde is. Okay, so daar sien ek nou hy's op 80. Ek kan my distance bietjie meer maak, minder maak. Maar maak seker dat al twee presies dieselfde is. So kom ons sit hom daar op 60. Ek gaan my kat net so bietjie afskuif. En nou gaan ek presies dieselfde op hierdie een doen. So ek gaan op hierdie een gaan klik. Ek gaan op hom klik, sorry. Ek gaan sê edit. Gaan afscroll. Ek gaan sê drop. Gaan op daai bars druk. Gaan die angle stel na 80 toe. En ek dink die distance wat ek opgesit het was 60. Kan nou nie onthou nie. Kom ons double check net gou. Ek gaan op hom klik, 60, okay. So ek kan weer op daai enetjie klik. 60. Okay, en dis julle poster wat julle vandag gaan maak. Ons gaan lekker met shapes speel, ons oefen bietjie hoe om daai layering te doen, en hoe 'n mens verskillende maniere van positioning kan gebruik om jou design 'n anderse effek te gee.